Die Vryheidsfront Plus wat sê hulle is slaggereed vir die komende verkiesing op 29 Mei en dat ons nou moet herstel en bou. Ons gesels met Michael Groenewald, 'n parlementslid en die party se woordvoerder oor plaaslike regering. Goeiemôre Michael, baie welkom. Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars. Hierdie komende verkiesing is nou nie 'n munisipale verkiesing nie, maar deel van julle manifest handel wel oor die herstel ook van plaaslike regering. So hoe sou jy sê is dit relevant tot hierdie verkiesing? So dit is deel van 3 vlakke van samewerking. Dit met 'n verandering in die regering beteken dat provinsiale oorsig kan verskerp. 'n Groot hoeveelheid munisipaliteite is tans onder artikel 139 in provinsie van 'n provinsiale regering af, maar kan dit nie effektief gedoen word nie aangesien die provinsiale regering net in 'n krisis is. Dis met 'n ander regering dat effektiewe ingryping wees in artikel 139 administrasie. Maar wat ook belangrik is dat artikel 106 van die munisipale finansiële bestuurswet provinsies geen natuurlik om enige ondersoek in enige munisipaliteit te loop. Die belangrikheid daarvan is dat korrupsie dan op 'n manier beveg en bekamp kan word. Ja, die grootste verval wat dan ook in ons munisipaliteite plaasvind. So wat is julle plan om dit reg te ruk? So dit is stelsel van plaaslike regering eerstens moet hersien word. 'n Basiese regeringsvlak moet by plaaslike gemeenskappe wees. Ons almal kan erken dat die grootste mislukking van die ANC-regering is die stand van munisipaliteite met infrastruktuur en dienslewering verval, feit dat hulle eintlik maar bankrot is en hersien dit elke dag rondry. Groot munisipaliteite met dorpe fokus en die enigste verbetering is salarisse vir amptenare en amptenaars. As ons kyk byvoorbeeld na Matsesana, wat bestaan uit Stilfontein op Orkney en Hartbeesfontein, waar elk soortgelyke eintlike vlak 3 op vlak 4 munisipaliteite, die feit dat hulle saamgevoeg is, 'n vlak 5 munisipaliteit, wat beteken net groter salarisse. Kleiner dorpsgebiede en wat gemeenskapsgerig is, munisipaliteite wat diensbaar is met meer mag as 'n oplossing na volhoubare dienslewering, algemene infrastruktuur verbetering. Munisipaliteite se werk moet ook wees om plaaslike ekonomie te bou, eerder as om die grootste werkgewer te wees. Daarom sal die VF+ 'n proses van herafbakening eis waar munisipale gebiede verklein word en dienslewering en besluitneming op so 'n vlak kan plaasvind. Jy het ook verwys na kleiner munisipale gebiede, Michael. Sal dit nie beteken dat daar meer munisipale rade en dan dus 'n groter uitgawe ook vir die belastingbetalers sal wees nie? Soos dan nie. Met kleiner munisipaliteite sal daar minder vergoeding wees vir amptenare met kundigheid en goeie bestuur, 'n kleiner rekening en beter dienslewering. Groter munisipale gebiede verg groter uitgawes in teenstelling met kleiner dorpe wat koste-effektief bestuur kan word. Met kleiner munisipaliteite wat weet wat die gemeenskap se is, kan belastinginisiatiewe ook geïmplementeer, soos byvoorbeeld waar nuwe besighede kan kry op basiese dienste en dan ook werkskepping doen in daardie gebiede. Deel van die probleme op munisipale vlak is natuurlik besoedeling en swak waterbestuur. Hoe sal julle dit probeer oplos? Dit is van die VF+ eis dat amptenare verantwoordelik vir besoedeling nie net slegs intern aangekla word nie, maar ook krimineel vervolg word. Verder ook sal 'n nuwe beter professionele staatsdiens daar kan stel, mense wat die nodige meriete het en dus die nodige kundigheid het, die vermoë het en die kwalifikasie het om enige en dan natuurlik spesifiek lewensbedreigende probleme koste-effektief op te los. As ek 'n praktiese voorbeeld kan stel, is al die nodige bestuursplanne in plek wees met infrastruktuur geprioritiseer. Dis effektiewe stappe en daadwerklik kan geneem word om besoedeling van waterbronne aan te spreek. Dis lekker om met jou te gesels, Michael. Ons hier by Pretoria FM sien ook uit na vanjaar se verkiesing. Ons gaan regstreeks uitsaai vanaf die nasionale uitslagsentrum. So ons sal daar ook deurlopend met jou en van die ander rolspelers, nie net van die VF+ nie, maar ook al die ander partye gesels om ons luisteraars eerstehands op hoogte te hou van wat gebeur het na afloop van die verkiesing op 29 Mei. Dankie vir jou tyd en baie sterkte. Dankie Sarita. Dis Michael Groenewald wat met ons gesels het. Hy is die Vryheidsfront Plus se woordvoerder oor plaaslike regering. Onthou die Vryheidsfront Plus wat sê daar's nou tyd om te bou en te herstel. En hulle kom met 'n plan vir 'n beter bedeling wat die herstel van plaaslike regering insluit. Hulle sê stem op 29 Mei om te help om te bou en te herstel. Hierdie promosiegesprek is betaal deur die Vryheidsfront Plus.